Kom ons maak ons Bybels vanoggend oop op twee plekke. Johannes 3 in die Nuwe Testament, Johannes 3 en dan ook in die Ou Testament Numeri 21. Johannes 3 gaan ons eers lees en dan 'n rukkie later Numeri 21. Jesus het vir Johannes die Doper laat weet dat sy verkondiging, Jesus se verkondiging van die evangelie aan die armes, was een van die bewyse dat Jesus die Messias is wat sou kom en dat daar nie 'n ander een is nie. Vorige keer het ons gesien dat hierdie armes aan wie hy die evangelie verkondig, het niks te doen met aardse rykdom of gebrek nie. Hy praat van 'n gesindheid om afhanklik te wees, of om te besef dat jy afhanklik is van God. Jesus het nie gekom vir mense wat in 'n valse, sondige hoogmoed dink, hulle het hom nie nodig nie. Solank dit jou gesindheid is, het jy geen deel aan die verlossing van Jesus Christus nie. Dan sal jy self God se wraak op jou sonde mee te doen kry. Nee, salig is hulle wat arm van gees is, het Jesus in Matteus 5 vers 3 gesê. Of geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. En vir hulle wat hulle afhanklikheid van hom ken en besef en daardie gesindheid lewe, vir hulle het hy gekom, soos wat 'n dokter kom na siekes toe. Aan hulle, aan ons, verkondig hy sy blye evangelie van verlossing. Wat is die inhoud van hierdie evangelie wat Jesus verkondig? Hy sê vir Johannes, die evangelie word verkondig. Wat is dit wat hy verkondig? Dis wat ek in die volgende paar sondae wil oopmaak. Ek wil 'n paar aspekte daarvan uitlig. Die hele omvang daarvan kan mens jou hele leeftyd mee besig wees en nog nie klaar wees nie. Net 'n paar aspekte tog uitlig. Vandag begin ons met die vraag, wat is die kern van die evangelie? Of as jy die Engelse spreekwoord wil gebruik, wat is die bottom line van alles? Kom ons lees hierdie Johannes 3, eerste deel van die hoofstuk. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse Raad. Eendag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Miskien het 'n ander vertaling wat nader is aan die Griek sê, as iemand nie van bo af gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus antwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Want uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit
So moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun aan die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. Tot sover vanoggend. Die eerste deel van Jesus se gesprek met Nikodemus is regtig baie belangrik. Dit gaan oor, hoe gebeur dit dat 'n mens tot geloof kom? Nikodemus was 'n toegewyde en 'n geleerde man. Later in die evangelies lees ons ook dat hy 'n ryk man was. Hy was 'n fariseer, 'n fanatiese, godsdienstige ywerige. Hy was 'n leier in die Joodse raad, skrifgeleerde, wat ander mense geleer het wat die Here sê in sy woord. Maar met al sy toewyding en al sy kennis, kon hy nie verstaan wat Jesus verduidelik, hoe 'n mens tot geloof kom nie. Maar Jesus verduidelik nie verder nie. Hy sluit die gesprek af deur vir Nikodemus en vir almal wat daardie woord lees, ook vir my en vir jou te sê, wat is die allerwonderlikste gevolge daarvan as iemand wel glo? En dit is die evangelie waarop ek vandag wil aandag gee. By 'n later geleentheid sal ons seker kan gesels en kan terugkom. Nou, hoe gebeur dit dat iemand tot geloof kom? Nou, om hierdie allerbeste nuus van alle tye te verduidelik, gebruik Jesus 'n gebeurtenis uit die Ou Testament. 'n Gebeurtenis wat Nikodemus baie goed geken het en sekerlik baie goed verstaan het. Ons het gelees in vers 14 en 15. Jesus sê dit vir hom. Hy sê, Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Die impak van wat Jesus hier sê, is asemrowend. Dit verstom jou. Maar om te verstaan wat hy bedoel, moet ons verstaan, wat bedoel hy met daardie woorde, dat Moses het 'n slang op 'n paal gesit. En daarvan lees ons in Numeri. Kom ons lees dit saam. Numeri 21, en ons gaan lees van vers 4 tot 9. Miskien uit die konteks. Israel het gekom tot by Kades, nou moet hulle deurgaan na die beloofde land toe, maar die Here wil hulle omvat, dat hulle van die ooste kant af, ekskuus vir julle, van die ooste kant af, moet hulle inkom oor die Jordaan. En om daar aan die ooste kant van die Jordaan te kom, moet hulle deur die gebied van Edom gaan. Maar die Edomiete, hulle wil niks daarvan weet nie. En daarom moes Moses die volk vat om weer terug te gaan in die woestyn en om die gebied van Edom te gaan, sodat hulle van die ooste kant af die Jordaan kan oorgaan. Om by die gebied van Edom verby te kom, het die Israeliete van Horberg af in die rigting van die Rietsee getrek. Op pad daarheen het die volk ongeduldig geword en teen God en Moses uitgevaar. Waarom het u ons uit Egipte laat trek om in die woestyn te sterwe? Hier is nie brood nie, en ons is sat vir hierdie slegte kos. Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur. Die slange het die mense gepik en baie Israeliete het gesterf. Toe kom die volk na Moses toe en hulle bely: ons het teen die Here en teen u gesondig met wat ons gesê het. Bid tog dat die Here, dat hy die slange van ons wegneem. Moses het toe vir die volk gebid en die Here het vir Moses gesê: maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. As iemand wat deur 'n slang gepik is, na die koperslang opkyk, het hy bly leef.
die woord van die Here. Destyds, die eerste maal toe die volk hier by Kades gekom het, dis waar hierdie Horberg is. Toe hulle daar by Kades gekom het, het Moses 'n klomp verkenners in die beloofde land ingestuur om die land 'n bietjie deur te kyk. Maar toe die verkenners terugkom, toe is die volk heeltemal te bang vir die boodskap wat hulle terugkry. Hulle is te bang om die land in te neem. Hoekom? Want hulle glo nie in God se belofte nie. Hulle vertrou hom nie dat hy die land vir hulle sal gee nie. En hierdie ongeloof straf die Here. Hy straf hulle om te sê dat nie een van hulle wat getwyfel het, sal in daai beloofde land ingaan nie. Nie een wat op God wantrou, nie een wat die wat nie in hom vertrou nie, sal nie sy beloofde land erf nie. En daarom stuur hy hulle terug in die woestyn en hulle swerf daar rond en een na die ander gebeurtenis vind plaas, sodat hierdie wantrouige, ongelowige klomp een na die ander sterf. Na 40 jaar kom hulle weer terug hier by Kades. Maar toe hulle weer moet omdraai en weer moet terugtrek in hierdie woestyn in, toe is hulle geduld op met God. Hulle kom in opstand teen hom. God straf hulle. Hy straf hulle sonde deur giftige slange onder hulle in te stuur. En daai slange pik, laat die bissies bewe. En hulle gaan dood. Jy weet, om van slanggif dood gegaan is 'n aaklige ding. Soveel van hulle sterf, dat dit amper hierdie klomp tot inkeer dwing om terug te gaan na Moses toe, hulle sonde te bely en te vra dat Moses vir God vra, bid, smeek, dat hy die slange sal wegvat. Moses doen dit, God is genadig, maar hy vat nie die slange weg nie. Hy gee vir Moses 'n baie eienaardige opdrag, dat hy 'n afbeelding maak van hierdie slange, en dit dan oplig in 'n paal, sodat jy dit van ver af kan sien. En dan as iemand gepik is deur die slange, en hy kyk op, dan word hy gered. En so was dit. Die wat opgekyk het, het gelewe. En die wat nie opgekyk het nie, het gesterwe. En so was dit die laaste keer finaal wat die Here sy volk suiwer. Hierna was daar nie weer sulke gevalle voordat hulle die beloofde land ingekry het nie. Dit is die laaste keer en hy maak die ongeloof skoon, hy haal dit uit, sodat daar gelowiges oorbly wat dan later die beloofde land ontvang. Dit is nogal maklik om te verstaan wat daar gebeur het. Al was dit die slange wat hulle gepik het, was dit eintlik hulle sonde wat hulle dood veroorsaak het. Maar elkeen wat die belofte van God geglo dat hy sal redding gee, is gered. Hulle is verlos van hierdie dood wat op hulle gelê het weens hulle sonde. Hulle is gered van die gifdood en kort daarna ontvang hulle die beloofde land. En dit net omdat hulle geglo het en opgekyk het. Die wat egter nie God se belofte van redding geglo het nie, en in hulle ongeloof nie opgekyk het nie, het aangehou om op 'n aaklige manier dood te gaan, sonder genade, sonder beloofde land. Verstaan jy wat Jesus bedoel het? Dat hy soos die slang opgelig moes word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Dink 'n bietjie weer. Die volk was besig om dood te gaan weens die gevolge van hulle sonde. Maar as hulle God se belofte van redding geglo het en opgekyk het, het hulle verlossing ontvang. Nie omdat hulle iets gedoen het om by te dra tot hulle verlossing en hulle redding van hierdie slanggif nie. Hulle opkyk was die gevolg van hulle geloof. Omdat hulle geloof het, hulle opgekyk, en omdat hulle opgekyk het, bewys dit dat hulle geglo het. Vir die ongelowige sou dit onsin bly. Hoe kan jy nou opkyk in 'n stuk koper op 'n paal, jy maak jou gesond? Ongeloof kyk nie op nie en bly sterf. Dis natuurlik nie daardie koperslang wat hulle gered het nie. Dit is God wat hulle gered het uit genade. Hulle het deel gekry aan daardie redding van God omdat hulle geglo het en opgekyk het. En so sê Jesus, moet hy verhoog word.
sodat elkeen wat opkyk na hom toe, die ewige lewe kan hê. Dink 'n bietjie, die ganse mensdom, iedere en elke mens is besig om dood te gaan weens ons sonde. Nie net hulle wat swaar kry in hierdie lewe, wat die een vloedgolf van verdrukking en vervolging en siekte en geweld en onreg moet belewe nie. Juis ook hulle wat in hierdie lewe op die kruin van voorspoed lewe en sukses en populariteit, ook hulle is besig om dood te gaan weens hulle sonde en hulle oortredinge. Trouwens, Efesiërs 2 sê, ons is reeds dood in sonde en oortreding. Van daardie dag wat God die mens uit die paradys gejaag het, van daardie dag af is die mensdom dood in sonde. Maar as jy in Jesus Christus glo, elkeen wat in hom glo en opkyk waar hy opgelig is teen die kruis op Golgotha, elkeen wat in hom glo en met verwagting opkyk na sy liefdesoffer daar op die kruis, daar waar hy ons sonde straf dra, terwyl God se woede wraak oor ons sondes op hom losbaars. Elkeen wat in hom glo, hou op om dood te gaan van sonde, want hy het dit in jou plek gedoen. Dis wat jy daar sien. Deur geloof is dit ek en jy wat glo, wat saam met hom aan sy kruis sterf. So skryf Paulus later. Elkeen wat glo en in verwagting en vertroue opkyk na Jesus Christus, ontvang genesing van hierdie sonde dood, verlossing, nuwe lewe wat hy met sy oorwinning oor die dood vir ons behaal, sodat deur geloof is dit hy wat in jou lewe wat glo. En nie net vir 'n rukkie nie, vir altyd, vir ewig. Dit is die evangelie wat Jesus aan die armes verkondig. Aan sonde sterwendes wat in totale afhanklikheid na hom opkyk, omdat hulle in hom glo. Deur geloof in hom ontvang ons die ewige lewe in volkome harmonie en in volle gemeenskap met God self. Selfs heerliker as wat dit ooit kon wees in die paradys voor die sonde waar was. Nikodemus moes dit duidelik verstaan. En ek en jy ook, né? En daar kon dit opgehou het, maar die evangelie gaan verder. Hy verduidelik nog verder. Johannes 3 vers 16 is seker die mees bekende en die mees geliefde vers in die hele Bybel. Kom ek vra jou, waarom is daar verlossing deur Jesus Christus? Waarom is daar nie net verdelging nie? Want dis wat ons verdien. Waarom kry die wat in hom glo nuwe lewe? Vers 16. Want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daarom. God se liefde vir die wêreld wat hy baie goed gemaak het, maar wat in 'n aaklige, verskriklike gevolge van sonde verval het en al vinniger en erger en al afskuweliker word. God se liefde vir sy verteenwoordigers, wat hy na sy beeld gemaak het, uit elke stam en nasie, elke ras en elke taal, maar in wie sy beeld so versplinter het, soos 'n spieël wat in 1000 stukkies gebreek het. Vir hulle het hy lief met 'n majestueuse, glorieryke liefde, wat hom in beweging bring in barmhartigheid, in genade en in opoffering. God die Vader, wat sy eniggebore seun prysgee en oorgee
om geslag te word as 'n offerlam vir ons wat in hom glo. Die Vader wat sy seun in ons plek soos 'n sondaar behandel, al het hy self geen sonde gehad nie, kyk God na hom toe met al ons sondes wat hy op hom geneem het. En dan is dit die Vader wat sy eie seun straf met al sy woede en sy wraak op die sonde wat hy soos 'n verterende vuur op sy eie seun uitgooi. Sy ewige, enige seun vir jou, vir my. Wil jy weet wat liefde is? Wonder jy partymal waar is God se liefde vir hierdie verlore wêreld? Kyk op. Kyk na die seun aan die kruis. Dis God se liefde, sodat elkeen wat in hom glo vir ewig die lewe sal hê. Maar dis net vir hulle wat in hom glo. Dis net vir hulle vir wie geloof oorgaan in dade van opkyk na hom. Een van die beste verduidelikings van wat geloof is seker daardie touleier, touloper. Julle ken hierdie toue wat hulle span en dan loop hierdie ou so bo oor die klowe. 'n Touloper wat so loop met 'n krywa voor hom. En hy stoot die krywa heen en weer oor daai tou. En hy 'n paar keer heen en weer geloop het, dan vra hy vir die mense wat so verstommend na hom kyk, dan vra hy: "Glo julle dat ek dit kan doen? Dat ek dit weer kan doen?" En natuurlik sê almal natuurlik ja, ons glo dit. Ons het dit gesien. Ons glo dit. Dan sê hy: "Goed, wie van julle wil in die krywa klim?" Dan duins almal terug. Dit is wat geloof nie is nie. Geloof is nie net 'n kennis dat God kan nie. Geloof is 'n vertroue dat hy sal vir jou. Dat jy in die kruiwa van sy beloftes klim. Dat jy lewe soos hy wil hê jy moet lewe. As jy glo, lyk jou lewe anders. Want jy vertrou dat hy sy beloftes regtig sal nakom. Jou kommer oor jou kinders word stil, want jy ken sy belofte dat hy vir hulle 'n God sal wees. En daarom vat jy jou kommer na hom toe en jy hou op om jou kind te katasa. Minder bekommerd oor môre en die dag daarna. Doen vandag wat jy kan, beplan en werk, maar weet dat hy beloof. Soek eers die koninkryk en die res sal vir jou gegee word. Die belofte dat siekte en dood nie die einde is van hierdie lewe nie, maar dat dit juis die deurgang is na hom toe en daarom geen vrees met die dood meer het nie. Wanneer jy glo, dan kyk jy op en jy lewe 'n lewe van opkyk. Wat jy doen of nie doen nie, is 'n bevestiging van wat jy glo of nie glo nie. Die wat nie geglo het nie, het nie opgekyk nie en hulle het bly sterf van slanggif, van hulle sonde. Maar die wat geglo het, kon nie wegkyk nie. Hulle het opgekyk en hulle het gestaar, vasgenaal gekyk, en hulle het gelewe. Dan is dit opvallend in hierdie vers 16, dat hy eers sê, dat hulle wat glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal bereik. Verlore gaan word eerste genoem. Want dit is die verwagting vir alle mense. In rekenaartaal sou jy sê, dis die default. Alle mense gaan verlore. Weens hulle sonde en hulle ongeregtigheid. Is hulle vir ewig totaal verlore en uitgelewer aan die verdoemenis van God en sy helse straf. Maar daar is die allerwonderlikste uitsondering. Destyds, die wat tussen die slange opgekyk het na die koperslang, en vandag, hulle wat uit hierdie doodse bestaan in hierdie wêreld opkyk en Jesus Christus aan die kruis sien, om dan ewig te lewe. Kom ek sê 2 dinge oor die ewige lewe. Gelowiges lewe reeds vir ewig. Ja, hier dis kan die graf is die ewige lewe nog nie so vol glorie nie.
Ons sukkel nog met die vuilkolle van sonde in ons lewens. Ons raak nog vasgestrengel in die lijksgewaad van ons doodsbestaan. Maar ons lewe reeds vir ewig in Christus. Hy sê self in Johannes 5, dat gelowiges klaar ewig lewe, omdat hulle reeds in die verlede tot geloof gekom het, dat hulle reeds uit die dood oorgegaan het na die lewe. En dat jy in ewigheid nooit kan sterf, al gaan jou lyf dood nie. Dit het reeds gebeur, reeds uit die dood oorgegaan na die lewe. Dit het klaar gebeur, maar dit het nog steeds effek en so sal dit wees in die toekoms vir ewig. Al meer en meer, al helderder en al duideliker, al heerliker, al wonderliker, tot die volkome glorie by God self. En dan Jesus se gebed in Johannes 17, waar hy sê, om ewig te lewe is om God te ken. En dan bedoel hy nie net om van God te weet nie. Die duivels weet baie meer van God as ek en jy. Nee, om hom te ken, in daardie sin, is om 'n lewende, groeiende verhouding met hom te hê en met hom te lewe. Om proefondervindelike kennis te hê. Om te weet, dit is so, want ek het dit beleef met hom op die pad. Dit is om diep deel te wees aan hom. Om Jesus te eet as die lewende brood, die brood van die lewe, en om hom te drink as die lewende water. En soos wat die water en die brood deel word van jou liggaam, so is dit dat die ewige lewe is om deel te hê aan die ewige lewe in die Seun. Dis 'n gemeenskap met hom. 'n Gemeenskap met God self, sodat ons nou reeds die ewige lewe het en vir altyd lewe. Al meer en meer tot by die volkome blydskap. En dit is die evangelie wat Jesus aan armes verkondig. Dat elkeen wat in hom glo die ewige lewe sal kry. Waarom? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie meer verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Moenie die fout maak wat die Jode gemaak het, om te dink dat hy gekom het om te veroordeel nie. Nee, hy het gekom om te red, dit sê hy later. Maar nie almal nie. Hulle wat nie glo nie, sê hy in vers 18, is reeds veroordeel. Hulle bly in die dood van hulle sonde en hulle oortreding vir ewig. Maar wat van my? En wat van jou? Jy en ek? Glo. Glo in Jesus Christus. Glo in hom wat net soos daai koperslang van ouds is, opgelig is aan 'n kruis. Glo in hom en glo met 'n lewe wat getuig van opkyk geloof. Geloof in hom. Lewe soos 'n gelowige. Want dan het jy reeds die ewige lewe deur hom, deur jou kennis en jou lewenservaring en jou gemeenskap met hom. Leef daarom in Jesus Christus, sodat jou blydskap tot 'n volkomenheid kan groei, tot 'n volkome heerlikheid, tot die absolute toppunt van glorie in hom en uiteindelik by hom vir ewig en vir altyd. Glo en kyk op met jou lewe en jy sal lewe. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, daar is spul in die woestyn,
is deur die nood van slanggif gedwing om tot bekering te kom en op te kyk na U toe. Help ons om te besef, Here, dat die dood in ons en om ons baie erger en groter is as by julle. Wek ons op van 'n valse vrede om te dink dit sal alright wees. Gee ons hierdie drang, Here, om na U toe terug te kom en te sê, Here, vergewe. Ons bely voor U dat ons nie lewe soos U kinders nie. Bring vir ons daar die drang om na U toe te kom en te soek na verlossing en vergeefnis, van bevryding, van lewe. Lig ons uit die doodsbestaan van sonde en oortredinge, deur U Gees, maak ons so deel in geloof in Christus, dat dit Hy is wat in ons lewe, en dat ons dan sy perspektief, sy blydskap, sy volkome heerlikheid mag beleef, nou al bietjie, maar al meer. Ag Here, gee ons U ervaring, tot ons eendag uiteindelik en volkome in U midde sal wees. Help ons om U te sien, Here, om te besef hoe lief U ons regtig het, dat ons aan daardie liefde sal gryp, met die geloofshande wat U in ons hande gee. Help ons om op te kyk en te glo. En verseker te wees dat U belofte van ewige lewe waar is. Trouwens, dat U dit reeds in vervulling laat gaan het. Vir elkeen wat glo. Maar ag Here, as daar nog is wat nie opkyk nie, werk dit in hulle, sodat hulle ook hierdie heerlikheid mag belewe van ewige lewe in Jesus Christus, wat nou reeds alles verander. Al kan ons niks daarvan sien nie, weet ons dis daar, in Christus, deur U Gees. Amen. Kom ons sing uit lied 396, regtig aangrypende woorde.